Hartlik goeiemôre, mag hierdie baie reflekteer na sy wonderlike doel in die hart en liefde ook so bereik. Nou lieve vriende, 'n seekoei kalf is by geboorte omtrent so 50 kg en is algeheel afhanklik van die moeder se melk. Soos wat hy groter word, sal hulle begin gras eet en soos die volwassenes begin wei. Wanneer 'n seekoei kalfie gaap, is dit nie net oor hy bietjie slaperig is nie, is ook 'n vorm van kommunikasie om ook so sy dominansie te probeer aandui en dat hy ook tog 'n belangrike deel in die seekoei trop dan ook so het. Nou liewe vriende, kan iemand sê dat hulle te jonk is, liewe vriende? Kan iemand te jonk wees vir die Here om dat die Here so iemand kan gebruik? En dit is so hartseer dat in baie gevalle die kinders amper half so 'n bietjie uitgeskei word dat hulle iets vir die Here kan doen. En kinders moet sekerlik hulle lewe vroeg vir die Here gee, dis die wysste ding om te doen. En dan die volgende saak is, hulle moet vir die Here ook begin leef en ook begin vir die Here werk. En ons sien in die Bybel dat die Here mense gekry het wie jonk was en hy het hulle gebruik. Mense wat te jonk was vir die werksomstandighede, maar mense wat doeteenvoudig net jonk was, soos in 1 Samuel 4 vers 3 lees ons, het die Here na Samuel geroep en hy het geantwoord. En nou die antwoord wat hy gee is, hier is ek. En liewe vriende, en u ken nou sekerlik die verhaal hoe die Here hier met Samuel gepraat het, en dit word bereken dat hy min of meer dalk so 6 jaar oud was op hierdie stadium. En die Here het hom geroep, liewe vriende, en hier het hy sy lewe vir die Here gegee, het hy tot bekering gekom, en daarna die Here hom sekerlik ook so aangestel, dat hy so moes dien en vir die Here moes werk, en Samuel was daardie wonderlike man in die Bybel, van wie daar nie eintlik enigiets negatief gesê oor word nie. Groot pad en 'n besondere pad wat hy met die Here geloop het en in vele opsigte die Here hom kom gebruik. 'n Ander een is daar in Jeremia 1 vers 6 wat sê, toe het ek gesê, ag Here, Here, voorware kan nie praat nie, want ek is jonk. En Jeremia was seker nou 'n bietjie meer volwasse man hierso gewees, maar wat sy ouderdom betref, was hy nou te jonk of te onervare en sou hy nie in ag geneem geword het deur die res van die Jode nie, oor hy maar net nog nie daardie volwassenheid bereik het soos wat die Jode glo. En liewe vriende, en daarom het hy gesê, Here, ek is te jonk en ek kan nie praat nie. Wat weet ek nou wat om te sê? En miskien is daar baie wat so voel, hoe kan ek iets vir die Here doen? Maar die Here antwoord hom in vers 7 en daar staan, maar die Here het vir my gesê, moenie sê ek is jonk nie, want na wie ek jou ook al stuur, moet jy gaan en wat ek jou ook al beveel, moet jy spreek. En so moes Jeremia dan nou optree en het hy opgetree en het die Here hom ook so kom gebruik. En dit mag jy so vir iemand wees wat sê ek is te jonk of te onervare of nie in aansien nie. Liewe vriend, as die Here vir u 'n opdrag gee, as die Here u roep om iets vir hom te doen, moet u dit doen. Die Here het nie iemand anders gevra nie oor hy juis vir u nodig het en hy juis vir u daar stel en 'n geleentheid bied om iets vir die Here te doen. En dat u seker hierdie geleentheid sal aangryp om iets vir die Here te doen. Ek wil afsluit vandag met Prediker 12 vers 1 wat sê, en dink aan jou Skepper in die dae van jou jonkheid, voordat die ongelukkige dae kom en die jare aanbreek waarvan jy sal sê, ek het daar geen behae in nie. En ek wil elke jong kind en elke jong mens en elkeen wat onwaardig sou voel, sê, dink aan die Here nou, terwyl die Here vir jou geleentheid gee, terwyl dit nog maklik is om met die Here deur te gaan met die Here deur. Want as jy dit op 'n ander tyd gaan doen, gaan dit te laat wees. En liewe vriende, en miskien is jou hart al so hard, jy gaan nie meer iets vir die Here doen nie. Wil u nie nou, terwyl u nog jonk is en ontvanklik vir die woord, ag gee op die Here en doen vir hom wat u kan. Kom ons bid saam. Ons dierbare Here, ons bid dat u kinders sal roep, kinders sal red, en dat u ook jong mense so mag gebruik en aanwend, terwyl dit so nodig is in die tyd waarin ons leef. Amen.